more closely than gold. Lord, you are more beautiful like diamonds, and nothing I desire compares to you. Kom ons sing die Lord, you are more precious. Hallelujah, sing volgende dit vir hom. Lord, you are Dankie Siena. more precious than silver. Lord, you are more costly than gold. Lord, you are more beautiful than diamonds, And nothing and nothing I desire compares with you. Let us exalt him this morning, family. Exalt thee, I exalt thee, I exalt thee, oh Lord. Exalt thee, Siena, Siena. I exalt thee, I exalt thee, Kom ons gaan op die Lord. oh Lord. Kom ons sing hy exalt him. Hallelujah. I exalt thee, Hallelujah, Jesus. I exalt thee, I exalt thee, Kom met hom. oh Lord. Kom ons sing hy vir die laaste maal saam. I exalt thee, Hallelujah, Jesus. I exalt thee, I exalt thee, oh Lord. Hallelujah, Jesus. Jesus, Jesus. Karamanda ukusiti. Kisianda ukusiti, nikisienda ukusianda ukusiti. Familie, ek wil vra vanmôre, die mense wat siek is, steek nie jou hand in die lug op asseblief. As jy siek is môre, jy het pyn ergens, jy het siek, daar's iemand wat jy dalk voor intree, steek net jou hand op en dan sak dit weer. Nou wil ek jou vra vanmôre, glo jy dat dieselfde God wat jou opgelig het, jou kan genees? Glo jy dat die dag wat aan die kruis gesterf het, 2000 jaar terug dit alreeds was vir alles wat jy vandag nodig het? Glo jy dit vanmôre? Nou as jy dit glo vanmôre, dan wil ek hê jy moet vanmôre weet dat wanneer ons gaan bid vanmôre, God is 'n antwoorder van gebed. God weet lankal van jou siekte af. Hy weet lankal van die probleem wat jy mee sukkel. Hy weet lankal van die situasie wat jy mee sien. Hy wil en hy gaan en hy sal jou vanmôre gesond maak. Glo jy dit vanmôre, familie? Kom ons bid saam. Hemelvader,
Baie dankie dat ons vanmôre in die groot en die wonderlike naam van Jesus Christus kan stilstaan in die troonkamer van genade. Baie dankie Here dat ons vandag weet wanneer ons U aanroep. U het al reeds gehoor, het geweet van hierdie oomblik waar ons kan stilstaan in die troonkamer, waar U hand na ons gaan uitsteek en waar elke liggaam wat vanmôre in pyn en lyding is, gaan aanraak en gaan gesond maak in Jesus naam. U is die een wat gee, U is die een wat optel, U is die een wat vanmôre deurbreek deur elke ketting en elke binding van siekte in mense se lewens. U is die een wat vanmôre gee waar by ons verwagting en terwyl ons bid Here en ons hande uitsteek na U en sê wat ons weet, ons hulp is net van die Here af. Daar is nie 'n ander plek waar ons kan gaan nie. En in die oomblik dat die krag van die Heilige Gees ons gewaar sal word in die oomblik dat U op ons sal toesak vanmôre en dat die krag vir ons liggaam sal voel en elke plek wat uitlyn is met die woord van God sal vanmôre inlyn kom wat die woord sê deur my woorde hê daar by julle genesing kom. Here ons glo dit, ons vertrou dit. Ons bid vanmôre vir Maritjie Sny wat daar in Aurora. Ons bid vir Maritjie Olkers en Dion Lions daar in Kuiper. En in die oomblik Here, terwyl ons voor U staan dat die Gees in my sale sal instap waar hulle is, dat die hand op hulle sal rus, dat hulle sal ervaar asof hulle by die familie is wat die vanmôre kom, hulle aanraak en hulle gesond maak in die naam van Jesus. Ons sny vanmôre met die swaard van geloof, die kettinge van siekte en bindings af. Ons sny die kettinge van ongeloof af en ons neem die skild op en ons wapenrusting is aangetrek en ons sê ek stap in die oorwinning van die God van die onmoontlike. Here, ons vertrou vanmôre en ons glo dit. En as ons klaar gebid het, gaan ons dit bely dat ons ons genesing ontvang in die naam van Jesus. Halleluja! Glory to God! Amen and amen. Halleluja! Thank you, Jesus. Baie dankie familie, u kan die sitplekke neem. Halleluja! Die krag van gebed. Glory, ek wil eens vir op 'n bid, ek wil sommer aangaan. Because there's power in the blood of Jesus. There's healing in the blood of Jesus. There's victory in the blood of Jesus. He's a God of power. He's a God of healing. He's a God of giving. En hy wil vanmôre met jou ontmoeting hê. Hy wil vanmôre by jou stil staan. Want jy soek hom. Jy soek hom. Jy soek die God wat dit kan doen. En dan maak hy jou nie gesond vanmôre nie. Sy teenwoordigheid is genoeg. Kan ek 'n amen kry? Halleluja. Familie, ek wil vanmôre aangaan met my tema van liefde sonder grense. Volgende week gaan ek met iets anders praat en dan die 26ste, ek dink is Sondag die 26ste, gaan ek die derde deel van liefde sonder grense met u doen. Ekskuus, ek drink net 'n bietjie groen tee. Dankie Sally. Nou familie, ek wil aangaan in 'n aanduiding van die boodskap wat ons hierdie week gepreek het oor maskers. Wie van julle onthou dit nog? Ek onthou dat ek gesê het ons dra maskers vir mekaar. Want ons wil tog net nie hê jy moet nommer 1 raak sê wie ek regtig is nie. Nommer 2 steek ek my seer weg. Want as ek my seer moet toelaat om op my gesig te verskyn, dan gaan mense terugstaan van my af. Want dit is lelik, dit is nie mooi nie. As ons baie keer na stories luister, wanneer mense voor ons kom sit vir berading, broers en susters, dan besef ek hoeveel pyn en seer daar in die wêreld is. En dan besef ek ook dat mense nog nooit besef het dat die enigste wat jou pyn kan wegneem is die Here. Ons dra dit saam met ons, maar dit is ons sin. Dit is nou ons sin, ek wil dit saam met my dra. Jy hoef nie. Ek hoop na vanoggend se diens gaan jy bietjie besef jy hoef nie met 40 jaar terug se goed nog rond te loop vandag nie. Jy hoef nie wat môre met jou gebeur, oormôre met te sukkel nie, want jy kan dit dieselfde dag na die Here vat. Onthou, woede, kwaad, pyn, albei goeters kan na die Here toe voet. 'n Seer hart vat partykeer 'n bietjie lank om gesond te raak, maar dit wat die seer hart veroorsaak het, as jy dit nader aan die Here vat, dan is die proses makliker. Kan ek 'n amen kry? Kom ons begin met die maskers. Buitekant is daar 'n masker, maar binnekant
is dit stikkend en seer. Maar omdat ek nou al kind van die Here is, en weet jy, ek het groot geword met dit, het was my so verkeerd, ek het berading ingaan, en dit is my so verkeerd te besef dat, toe ek groot geword het, was dat my gesê, kind van die Here het nooit probleme nie. Is dit die waarheid? Daar is gesê, kind van die Here mag nie huil nie. 'n kind van die Here mag nie met iemand gepraat en sê, bid net vir my nie. Jy mag net op 'n Sondagoggend in die kerk gaan, en as die pastoor jou uitroep vir sonde, dan moet jy bely, laat staan, dan moet jy hoop. Glory. En toe ek later begin groot word te besef het, maar dit is nie 100% die waarheid nie. Want die seer wat baie keer in ons harte is nie van dit wat ons self verkeerd gedoen het nie. Ons was in bitter moeilike omstandighede van ander mense wat verkeerde keuses gemaak het. Dit het seer in ons veroorsaak. En ons weet nie met hanteer nie. Sit vir my daai prentjie op asseblief, Lisa. As jy nie genees van wat jou seer gemaak het nie, gaan jy bloei op mense wat jou nie gesny het nie. Kom ek lees op weer vir julle, dat ons die volle impak van wat hier staan kan lees. As jy nie genees van wat jou seer gemaak het nie, gaan jy bloei op mense wat jou nie gesny het nie. Is dit nie so die waarheid nie? Of wie haal ons woede en ons frustrasies uit? Die mense die naaste aan ons. Gewoon net die mense wat niks aan ons gedoen het nie. Gewoon net die mense wat onskuldig is. Maar omdat iemand anders jou seer gemaak het, is jy ongeskik en moeilik met ander mense. Of jy kry stilstaan en jy praat met niemand, want jy het nou seer gekry. Of jy sê, ek gaan uit die kerk uit aan die mense. Nou die dag toe sit iemand weer my, toe vra ek die volgende vraag. As jy werk, en iemand by die werk is ongeskik met jou, gaan jy bedank en jy weer kom werk nie? Jy sê nee. Ek sê, hoekom bly jy dan met die kerk uit as iemand eerlik met jou was? Vergewe net en kom terug kerk toe, daai persoon moet aan God verantwoordelik doen vir hulle gedrag. Nie aan jou nie. Bly in jou baan. Bly jy by die Here, doen jy wat reg is by die Here. Maar om nou uit die kerk uit te gaan doen, toe die Here sê, ag Vader, nergens in die Bybel lees ek dat ons dit mag doen nie. Maar ons as mense doen dit vir onsself, ons maak daarvan 'n koninkryk. Ek wil sommer as ek ou my kwaad is, wil ek vir weke by die huis bly, en dan weet die pastoor nie, as ek ook by die huis is, en dan sê ek al, hulle bel, en sê hulle, nee, alles is oké, dit gaan goed met my. Maar intussen tyd, nou broers en susters, mense wat maskers dra, het gewoonlik pleisters op die wond. Dan wil ek gaan kyk, wie kan ek misbruik volgend. Kyk ek julle deur, nee. Handen. Jy allergies vir die pleisters aan toe? Ok. En jy moet nou die voorsit, want ek gaan jou die hele preek teen met jou gesels, hoor. Ek preek net vir jou vanmorgen, hoor jy? Hou die skerp maar vast, en toe steek ek jou die skerp. Ok, nog gesit op die bank, vir my daar reg, dan alle kant van my sê, asseblief. Nou jy sien, broer en suster, wanneer daar 'n seer in my lewe kom, dan plak ek 'n pleistertjie op. Want ek dink die pleister gaan die wond toemaak. Nou sien ek nie die wond nie, dis nou toegemaak, nou dis nou oké. En nou gaan ek aan die lewe. O, die ding het losgek ook hier agterlaat. Ai, ek sit dan vanmorgen op die lig te bly, maar het gaan aan. Ag, ek sit so op my jasse sak. Ag, ek moet my sak trek. Ai. Hulle wil nie ek moet praat vanmorgen, ek wonder wat moet hulle gaan nou vir hulle bid. Ek kry hulle so nou. Ok, ons kyk of ek gaan wegkom. Nou, so gebeur dit dat jy as kind, ek wil net teruggaan, nou as kind, gaan jy skool toe en jy word geboelie. Nou, jy is te bang om oor die boelie te praat, jy is te bang om vir jou ouers te sê, jy is te bang, as jy praat oor die boelie, gaan daar erger nagevolge wees, hulle gaan nog ongeskikter met jou wees op die skool. Nou, toe eerste pleister is nog opgeplak op haar kroesebeen, hoe plak jy pleister? Maar nou, die boelie, wat net 'n pleister op het, is nie genees nie, met ander woorde, die seer bly nog altyd seer.
Hoor julle wat ek sê? Daai seer bly seer. En so bietjie in jou tyd en dan besef jy, ek is my lekker om gebly te word by skool, nie te maak seer, maar jy praat met niemand daaroor nie. Jy bly net stil. En so kom jy in die hoërskool, en dan skielik begin jy ongeduldig, moeilik raak, en jy's 'n rebelse tiener, nee, ek bedoel, jy sê, ek gooi kom lekker onder die bus in vandag. Jy's 'n rebelse tiener, en jy's moeilik in die huis, en jou ma sê vir jou, wat gaan met jou aan? Jy moet nie so met my praat, en jou pa sê, kom mee dat ek jou gryp as jy so met jou ma praat. Nou, dit maak ook nou seer, my ma, my pa sê lief vir my nie. Hoe ongeskik is hulle met my. Nou word jy 'n groot mens, maar daar's nog 2 pleisters geplak by jou. Nou word jy 'n groot mens, jy begin werk, jy sukkel by die werk. Jy vererg jou vir jou baas, dat jy saans met 'n hoofpyn by die huis kom. Jy's nog nie daar in die handroom wat dit gebeur, hoor. Kan ek 'n amen kry van 'n paar mense? Ja, is baie eerlike mense volgens in die kerk. Jy vererg jou vir jou baas, dan kom jy by die huis en sê, ek gaan nie môre terug werk nie, want my baas was so ongeskik met my, dat ek niks verkeerd gedoen nie. Dan sê die ander werkers vir jou, maar jy het 'n fout gemaak. Dis die baas se verantwoordelikheid om jou op jou fout te wys. As jy kwaad vir die baas, die kwaad is nou in jou hart, dan plak jy nog 'n pleister op. Want jy dink jy is onregverdig behandel. Dis nog 3 pleisters op my been. Nou kry jy 'n girlfriend dan. Dis die volgende stap van die lewe, verduidelik is soms die stappe van die lewe. Die volgende stap is jy kry 'n girlfriend. En een dag gee die girlfriend net so bietjie te veel aandag aan jou beste vel. Julle weet waarvan ek praat. En onmiddellik is daar 'n moeilikheid. Hoekom praat jy so lank met hom? Van wie WhatsApp jy? Wie het vanaand jou gebel? Ek gehoor het, ons het gesit en toe kyk jy na ons, met wie praat jy? Is daar 'n ander man in jou lewe? Kan ek al met jou? Dit maak jy sorg nie uit met haar nie, jy bly net vir haar kwaad en sy sê, ag, is jammer, Andrew, vergewe my, ag, kom ons gaan nou net aan, en sy stel jou 3 ekstra soentjies en 2 ekstra drukkies, en nou is die saak uitgesorteer, maar dit is nie. Dis maar net nog 'n pleister, wat opgeplak raak. Nou trou jy, en dan kry jy openbaar. Al die getroude mense is nou met my, né? Die getroude lewe is nie rose en maanskyn nie. Daar's baie meer dorings en distels as rose en maanskyn. Alhoewel my man kyk baie mooi na my, ek kan nie keer. Maar ek maak hom kwaad, don't you worry, ek maak hom kwaad. Nou sy weet die huwelik, en sy sê, Andrew, ek wil nou 'n babietjie. Hy sê, nee, ons kan nie 'n babietjie kry nie, daar's nog nie geld nie, hoe gaan ons vir die kind sorg, ons is skaars vir onsself, hoe gaan ons 'n babietjie kry? Maar jou vrou is hardkoppig en moeilik, en sy sê, ek wil nou 'n baba hê. Nou raak sy pregnant en dit sukkel. Daar's nie kos in die huis nie. Daar's nie geld om die kar se paaiement te betaal, wat moet ons sê van die huis se paaiement nie. Nou raak jy verkwaad, dan sê jy vir haar, ja, maar dis jy wou nou 'n baba gehad het, dis jou skuld dat ons finansiëel sukkel, dis jou skuld dat ons moeilikheid doen. 'n Sagte einde asseblief. En dis mos hoe dit gaan. En as julle doen kwaad vir mekaar, maar julle sorteer dit nie uit en sê, nee, weet jy wat, dit of dat nie, julle gaan aan albei met julle eindig, dit word nog 'n pleister. En op 'n dag, met hy seer wat jy in jou rondloop, kom daar skielik 'n ander vrou op jou pad, met saggies en mooi met jou werk. Sê, hallo, hoe gaan dit? Want vanaand kom jy bereid en sê jy vrou vir jou, luister, die toilet lek, die kraan drup, die kasse deur wil nie regmaak nie, vat nog net die kind, ek sit al heel dag met die kind, en ek het nie tyd gehad vir kos maak, of was of skoonmaak, en dis chaos in jou huis. Nou kom hier 'n ander vrou en sy sê, hallo, hoe gaan dit? Praat met my. Ek sal jou verstaan. Dit werk so met die vrouens ook, dan kom 'n ander man wat sê, ag mooi, hoe kan jou man dit aan jou doen? Praat met my. En voor jy weet is hy praat 'n emosionele verhouding. En voor jy weet gaan hy praat oor 'n cheat. En voor jy weet, sit jy vir die pastoor en sê ek wil skei. Maar die werklike probleem word nooit aangespreek nie. Daar word maar net nog 'n pleister opgeplak. En wat gebeur met enige wond waar die hele tyd net pleisters opgeplak raak? Wat gebeur?
Dit maak infeksie as dit nie skoon gemaak raak nie, né? Veral as dit 'n groot wond is, dan kyk jy die wond het nou begin klein by boelie, kyk wat trek hy wond nou aan. En elke keer word net 'n pleister opgeplak en dit veroorsaak infeksie. En op die einde van die dag moet jy dokter toe gaan. Ek praat nou van 'n natuurlike wond, skus aan. 'n natuurlike wond moet jy dokter toe gaan en hy sê vir jou, hoekom was jy nie lank by my gewees nie? Kyk hoe lyk jou been, jy moet na die hospitaal toe gaan. En jy sê, ek sal nie hospitaal toe gaan nie. Want ons is mos hardkoppig. Amen? Amen. Dankie. En nou op 'n dag besef jy maar ergens moet die pleister afgetrek raak. Ergens maak die Heilige Gees vir jou oop. Jy kan nie meer met al hierdie onverwerkte trauma's en seer en hartseer rondloop nie. En dan sit jy eendag voor 'n beraader en jy sê, ek weet nie meer wat ek moet doen nie, my lewe is chaos, my lewe is uitmekaar uit. Daar's my antwoorde, ek praat met God en God hoor my nie. God antwoord my nie, hoekom praat hy nie met my nie? Is hy nie meer lief vir my nie? My familie doen dit gebeur, dat gebeur. En dan sê die beraader vir jou, kom ons gaan soek na die wortel van die probleem. Maar die probleem wat jy by die beraader mee aankom is kom simptome, maar ergens het dit begin. Dan moet die pleisters een vir een afgetrek raak. Jy gaan al die pleisters sommer gelyk aftrek. Lekker seer, né? Ek so gehoop hy sê eindnaam. Dankie ander hoor, dat ek jou kon misbruik volgende. Broers en susters, in ons geestelike lewe gebeur dieselfde ding met ons. Die pleisters op die geestelike wonde moet op 'n tyd en 'n plek kom waar dit afgetrek word. Kom ons lees wat sê Psalm 147 vers 3. Hy genees die wat gebroken is van hart en hy verbind hulle wonde. Die eerste stap om 'n pleister te kan aftrek is jy moet erken, dit maak seer. Jy moet erken, daar's 'n seer, daar's 'n einde. En dan gaan jy en jy soek God se nabyheid. Soos ek vanoggend vir gesê het, ons moet God soekers word. Want jy kan 20 beradingssessies, 200 beradingssessies deurgaan. As jy nie erken, daar's 'n probleem wat moet uitgesteer word nie. En 99% van die tyd moet jy sê, ek het self dit veroorsaak. Ek het my eie verkeerde keuses het gemaak dat ek hierdie probleem het. Iemand anders se verkeerde keuse wat my geboer het by die skool het my 'n seer dan kry. Ek moes dadelik daaroor gepraat het. Ek moes dit dadelik uitgesorteer het. Dit moes dadelik herstel word. Maar ek het nie. Ek het gekies om dit rond te loop in my. Wanneer jy die pleister aftrek, voorkom dit groter skade. Spreuke 3 vers 5 tot 6. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou baie gelyk maak. Jy moet op daai plek kom. Niks gaan gebeur in jou lewe of verander in jou lewe voor jy nie besef nie. Maar ek moet met dit deel. Baie van die gaan nie na my luister vanmôre en sê, ek weet daar's goed wat ek moet deel. Dan moet jy my bel en 'n afspraak maak, of iemand wat jy vertrou bel en 'n afspraak maak en met iemand gaan praat, wat jy kan help op hierdie pad. Want na berading kom genesing en dan bevryding. Nou met bevryding praat ek nie van demoonbesete mense nie. Ek praat van kettinge wat jou vashou, dat jy nie geestelik kan groei en vorentoe kan beweeg nie. En die Heilige Gees gaan vir jou openbaar wat dit is. Of vir jouself of ter middel van berading. Maar om daai pleister af te trek, dit verg wilskrag, nee. Dit is nie so maklik om 'n seer te openbaar. Ek kan weer uit my eie lewe vir u getuig. In 2008 was ek in my huis gesit en ek was verward. Ek was verwerp. Ek was 'n stikkende geslaande vrou. Ek het pyn gehad in my hele liggaam. My huwelik was op die rotse en ek het alleen gedra.
Niemand het geweet daarvan nie. Ek het baie gebid en gesê, Here, help my, maar ek was nie bereid om die pleister af te trek. En een aand word ek genooi na 'n kragstasie toe, vir enkelopende vrouens. Want daar was behoefte in ons gemeente, dat vrouens met 'n plekkie waar hulle hart kan uitpraat, net soos wat mans 'n plek nodig het om hulle harte uit te praat. Hoor my vandag, familie, dis nie net vir vrouens nie. En ek is genooi daarop en ek stap in die kragstasie in en ek worship, en dis heerlik. Maar intussen tyd is ek die worship leader. Elke oggend staan ek, Sondag staan ek met 'n stikkende hart op die verhoog. Ek staan in die kragstasie in, die eerste aand, baie stil, praat nie, luister na wat hulle sê, en van die mense wat daar is begin praat. Die volgende kragstasie wat ek bywoon, het die pastoor en sy vrou ons kragstasie kom besoek. Daardie aand stap die pastoor in, en hy praat met ons, en hy kom met 'n beautiful boodskap van genesing, berading en genesing. En hy sê die volgende woorde, hy kyk na my toe, hy sê, Elise, dis reg, die Here haat egskeiding, maar God haat nie die persoon wat skei. Maar dit was vir my die ergste. Daardie aand trek ek hy pleisters af. Jare se pleisters begin ek aftrek. En hierdie kragstasie-groep sê vir my, praat met ons sal nie uitpraat wat jy vanaand vir ons sê nie. En ek begin deel van die goed wat ek al jare weet in my. En ek kry oorwinning. Die sagte gees van God begin oor my vloei. Die sagte hand van die Here raak my hart aan. En van binnekant af begin hy wonde genees. Want 'n wond genees nie van buitekant af nie. Hy genees van binnekant af buitentoe. So ek sê nie net vir jou hierdie goed, omdat ek dit in 'n boek gelees het nie. Ek het praktiese ondervinding hiervan, broer en suster. Maar nou weer van wilskrag. Psalm 37 vers 5 tot 6. Laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom, en hy sal dit uitvoer. En hy sal jou geregtigheid laat voorkom soos die lig, en jou reg soos die middag. Wanneer skyn die son op sy helderste? In die middag. Maar baie keer, broer en suster, wanneer ons nie ons pleisters self wil aftrek nie, maar die Here weet dat ons moet genesing ontvang voordat ons die pad vorentoe kan stap, stuur hy iemand op jou pad om vir jou te laat besef, daar is 'n pleister wat moet afgetrek raak. Ek wil julle vertel van hierdie prediker, ek lees hierdie week in 'n boek wat hy geskryf het. Hy sê hy moes sy seun vat vir 'n bestuursles. Hy sê, nou klim hulle in die kar, nou ry hy, nou sê vir sy seun, luister, jy ry te vinnig. Sy seun sê vir hom, pa, dis 'n 60 sone, maar gewoonlik ry pa 80 in die 60 sone. Einde, né? Hy sê, as jy net naby die robot kom, sê, trap die breek, jy moet stop, jy moet dit, of gaan. Hy sê, kyk, kom elke keer net so. Hy ry, hy stap voor, kom by die huis, stop by die huis, klim by die kar uit, hy stap tot sy voor sy pa, hy sê, pa, net jy moet weet, ek ervaar jy het 'n probleem met beheer. Weet jy, beheer se wortel is vrees. Hierdie pa, wat 'n pastoor is met 'n gemeente, gaan sê, Here, wat het hierdie kind vandag vir my gesê, het ek regtig 'n probleem. En die Here vat hom toe na die plek toe, waar die wortel begin het. Maar hy het 'n fout gemaak, en hy was so gehamer op die fout wat hy gemaak het, dat hy 'n vrees vir mislukking begin kry het. En daai vrees het gemaak, dat elke situasie waarin hy is, wil hy beheer oorvat. En as hy nie sê dit moet gedoen raak nie, dan gaan iemand anders 'n fout maak, en dan gaan dit op hom reflekteer, en dit word 'n vrees. My skryf in sy boek, hy sê, ek moes daai aand gaan, en voor die Here my pleister gaan aftrek. Hy sê, die bestuurslesse vorentoe het baie anders verloop, as wat dit daai dag verloor het. Met ander woorde, broer en suster, dit vat wilskrag om jou pleister af te trek. Dit vat 'n man en dit vat 'n vrou van God. Sê, Here, ek gaan die pleister aftrek.
Kom ek wil julle vertel van 'n paar mense wat moes pleisters aftrek, wat na die Here gegaan. Moses was absoluut gedaan van al die volk se probleme luister. Hy sê in Numeri 11 vers 15, as u dit van my verwag, maak my dan asseblief liewer dood, as wat ek na hierdie ellende moet sit en kyk. Die volk se probleme het vir hom te veel geraak. Die Here het vir hom gesê, jy moet die volk lei, jy gaan sit daar in die woestyn en jy luister na hulle en jy help hulle met die probleme, en dit het vir hom te veel geraak. Hy kon dit nie hanteer nie. Toe sê Here, maak my liewers dood, ek kan nie meer jy elke dag van my lewe na mense se gekla en murmureer, luister, Here, help my. God het hom gehelp deur hom uitkomste te stuur. Maar hy het na God toe gegaan en gesê, Here, ek kan nie meer nie. Dis nie 'n skande om na die Here toe te gaan en sê, Here, ek kan nie meer nie. Here, help my. Here, verlos my van dit. Gee my raad, gee my insig by my wysheid, want hierdie situasie is niks koninkrykswaarde in nie. Dis net 'n klomp nonsens. Jeremia sê in klaagliedere Jeremia 3 vers 17, hy sê, ek het al vergeet hoe dit is om gelukkig en voorspoedig te wees. Dat is miskien van u wat dit vanmôre sê. Ek het al vergeet hoe dit voel om gelukkig en voorspoedig te wees. Die Here is hier vir jou vandag, broer en suster. As Jeremia, wat 'n profeet van die Here was, dit ons sê, wat het God gedoen? Hy het hom ontmoet op die plek van sy nood. Elia, nadat hy gehoor het Jezebel wil hom doodmaak, nadat al die Baal-profete geslag is en vuur uit die hemel uitgeval het, wat God se krag geopenbaar is, sê 'n vrou vir hom, ek gaan jou doodmaak, en hy vlug weg en hy gaan skuil. En hy sê in 1 Konings 19 vers 4, hy het self die woestyn 'n dagreis ver binne gegaan. Hy het toe onder 'n besemboom gaan sit en gewens dat hy liewer maar moet sterf. Is daar van julle dank wat ons so gewens het? Ek ken mense wat daar voor my kom sit en gesê, die Here moet my liewers kom haal. Nou gaan ek vir iets baie skokkend sê. 2 weke gelede het ek so kwaad geraak vir 'n situasie, waar ek tussen 'n klomp mense was, dat ek gesê het, Here, voordat ek 'n beroerte kry, kom haal my liewer. En in 'n oomblik ontmoet God my. En ek gee 'n onmiddellike antwoord in 'n situasie en my woede het nie so gedoen. Ek het kwaad geraak oor iets wat in die punt van die hel was. Ek het nie kwaad geraak oor ons nie. Maar God het my ontmoet. Net soos wat hy vir Elia onder daai besembos kom ontmoet het, hy het gesê, rus net 'n bietjie. Kom ek bring vir jou kos. Rus net 'n bietjie, dan gaan jy verder op jou reis. En dit wat God gesê het Elia gedoen en dit het gewerk. Moenie dink nee, wat gaan die antwoord op God wees? Moenie jouself die antwoorde probeer uitfigure nie. Gaan net na hom toe en sê, Here, help my. Ek het pleisters om af te trek. Job, in Job 3 vers 1, nadat al Job se kinders dood is, nadat hy alles verloor het wat hy gehad het. Hy op 'n ashoop sit met smere en homself krap, sê Job, hy het die dag waarop hy gebore is vervloek. Want hy kon nie hanteer die situasie waarin hy is nie. Wanneer jy in hierdie tipe situasie is, wat jy self vir die goed al sê, partykeer dink jy dit nou, kom nie by jou mond uit nie. Vergifnis word jou balsem, Efesiërs 3 vers 42. Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het. Ek het al baie keer vir julle gesê, om kwaad raak is normaal, maar moenie Sondag wanneer jy kwaad geraak het. En gaan dadelik na die Here toe, sê Here, vergewe my vir die situasie en ek vergewe die persoon wat my kwaad maak en onmiddellik weg is dit, dan en dusted. Jy hoef nie te wonder of God jou vergewe nie, hy vergewe jou onmiddellik as jy opreg na hom toe gaan. Die seer gaan nog daar bly, maar moenie 'n pleister op dit plak nie. Wanneer die vyand jou herinner aan 'n situasie en sê, nee, ek het klaar hierdie seer na die Here toe gevat. Jy lieg nou vir my, gaan weg. Want ons mag het vir hom sê. En genesing word slegs gevind deur Jesus Christus, wat hy aan die kruis vir ons gedoen het. Jy kan kom praat met iemand. Die praat gaan jou niks help nie. Dan moet 'n plek kom waar jy sê, ek soek genesing by die Here.
waar jy bedien word, waaraf jou gebid raak, waar jy self bin. En die grootste pleister wat ons moet aftrek, is die een waar ons onsself vergewe vir wat ons gedoen het. Want kyk, die Bybel sê beoordeel jou eie hart en ons is ons grootste vyande self. Kan ek 'n amen kry? Die dinge wat ons sê, die dinge wat ons doen, die dinge wat ons dink, ons is ons grootste vyand. Ons veroorsaak ons eie seer dieselfde. Ons sê dit ons Here, luister mooi na hierdie een. Wys my u wil en ek sal dit oorweeg as 'n opsie in hierdie besluit wat ek moet neem, want ek wil nie die pleister aftrek nie. Broers en susters, in beradings wanneer mense begin pleisters aftrek, dan huil hulle soos kinders. Want dit is seer. Dit is nie lekker nie. Jy word gekonfronteer met hy God. Aan die begin van my bediening het die Here vir my gesê, ek gaan die goed wat in jou lewe gebruik het, ander mense te help. Ek het gesê, ek kan nie, Here, ek wil nie oor goed praat nie. Dis te hartseer, dis te erg, ek wil nie. Die Here het my gesê, dis tot my eer, nie jou nie. Want as ek jou nie gehelp het, die was jy nie vandag nie. God sê, nee, jy moet jou daartoe verbind om my te volg, en dan sal ek jou wys wat dit is. Met ander woorde, soek God eerste. Moenie eers die oplossing soek nie. Soek God eerste en sê, Here, hier is ek, help my, en dan sal God sê, nou goed, jy het my gesoek, ek verbind my nou aan jou, om jou te help met die oplossing. Psalm 37 vers 5. Laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom, en hy sal dit uitvoer. Hy sal dit uitvoer. Ek kan vra dat alle hoofde gebuig is en alle oë toe. Speel vir my saggies asseblief. Baie saggies. Môre moet jy baie eerlik met jouself wees. Ek gaan niemand in die verleentheid stel dit te vra wie wil 'n pleister aftrek nie. Maar ek gaan jou vra om in hierdie week wat kom daaroor te dink. Ek gaan jou vra om elke dag in 'n gesprek met die Here te gaan oor jou pleisters, want jy weet presies wat dit is, want onthou jou pleister veroorsaak jou masker. As jy die pleister aftrek, dan gaan jy met 'n eerlike, opregte gesig ook vir mense kan wees. En wanneer mense jou seer raak sien, gaan hulle jou nie veroordeel daaroor nie, hulle gaan 'n hand uitsteek en sê, kom ek help jou, want my eie seer is ook daar. Ek erken my eie situasie in jou. As jy vanmôre sê, ek wil my daaraan verbind, om God te volg en dat hy dan vir my die uitweg gaan gee, dan vra ek jou net om in jou bank regop te staan. Dis al wat ek vra vanmôre. Wees daar wat sê vanmôre, ek wil 'n Godsoeker wees hierdie week vir myself. Ek wil myself oopmaak, ek wil hierdie pleisters aftrek, ek wil hierdie bande wat ek op het met hierdie rouwonde wil ek ooptrek, dat die Gees van God my kan help gesond raak, want daar is 'n mooi lewe vir my voor dit. God het 'n plan vir my, julle broer en suster, God het my wakker gemaak in die nag en vir my gesê, ek kan nie vir jou in die bediening instuur, voordat jy jou man vergewe het nie. Die man wat jou gelos het, jou kinders se pa, jy moet hom vergewe, anders kan ek nie met jou op pad stap nie. En ek het daar met die Here gestry daaroor, ek wou dit nie doen nie, tot op die dag wat ek besef het, maar God is altyd reg, hy weet wat die beste vir my is. En hy antwoord sê, ek vergewe, toe maak God my los. Ek het nog nooit weer aan al die goed wat gebeur het gedink nie, God het my losgemaak. Jy kan net na hom toe gaan. Maar jy moet die wilskrag hê om te sê, dis nie meer my pleister nie, dis nie meer my seer nie, dis nie meer my tekortkominge nie, dis nie meer die foute wat ek gemaak het. Jy moet sê, Here, ek trek hierdie pleister af, sodat ek myself kan vergewe, want U het my alreeds vergewe van dit. Ek maak my los, Here, ek verbind my aan U. Ek vra vir 'n laaste keer, is daar nog iemand wat wil opstaan en sê, ek gaan my pleister voor die Here afhaal, of ek gaan dit wat die Here aan my geopenbaar het afhaal voor hom, anderleen kan ek nie. 'n laaste keer, nog iemand, ek sien die hande wat opgaan van die mense wat nie kan staan. Nou wil ek jou die volgende vra.
Wanneer ons van God ontvang, moet ons oop hande hê. Ek wil vra dat jy jou hande net so voor jou sal hou. So as ek jy iets ontvang, want wanneer ons nou bid, gaan jy ontvang. Kan ek 'n amen kry? Ek wil vra dat almal in die banke, vir die mense wat staan sal bid, dat hulle nou sal ontvang. Here Jesus, ons kom na U toe in die groot en die wonderlike naam van Jesus Christus. En ons staan vanmiddag hier en ons sê, Here, ons kan nie die seer en die einas uit ons lewe wegvat nie. Partykeer het ons nie genoeg krag om hy pleister af te trek nie, maar ons erken vandag, ons oorwinning is slegs deur dit wat Jesus Christus aan die kruis vir ons gedoen het. Daar is geen ander manier of geen ander plek wat ons dit kan vind nie. Daar is niks in ons lewe belangriker, Here, as om ons aan U te verbind nie. Want Here, al die seer en al die pleisters wat ons so met die jare saamdra, het al 'n klipharde verband hier geword hier binne in ons. En ons voel partykeer ons het nie meer 'n hart nie. Ons voel partykeer ons kan nie meer omgee nie. Ons kan nie meer uitreik na iemand anders toe, Here, want ons eie pleisters hou ons terug om die goed te doen wat koninkrykswaarde het. Maar vanmôre, Here, oorhandig ons elke pleister en elke verbinde wond aan U. Ons sê, Here, hier in ons gees en ons emosie, in ons denke, kom vandag en begin ons aanraak. Begin ons volmaak. Begin ons heel maak. Here, ons gee vandag vir U. Ons vra U vandag. Verbind onsself met 'n onlosmaaklike band aan U. Karamana kusiti diki sianda kusiti. Kisianda kusutu karamana kusienda ikisiti diki sianda. Kusutu do karamana ikisienda ikisiti diki sianda. Daar is olie wat op jou uitgestort kan word wanneer jy na my toe kom vir jou seën. Die Here sê, ek weet presies wat in jou gedagtes aangaan. Ek ken elke hoekie van jou hart. Al draai jy 'n masker, weet ek hoeveel pleisters daar al geplak is. Vanmôre wys die Here vir my hierdie kan olie wat hy wil uitgooi, en as iets wat keer. En daai keer is net jy wat na hom toe kom en sê, trek af my pleister, Here, want ek het nie eens die krag om dit self te doen nie. Musiekspan, kom help my gou asseblief. Vanmôre gaan ons, terwyl jy so staan, praat met die Here, die van iemand staan. Musiekspan, kom help my asseblief. Ons gaan weer daai liedjie sing, Lord, you are more precious than silver. En vanmôre wanneer ons die Here gaan aanbid met daai liedjie, wil ek hê jy moet weet, in daai oomblik gaan God jou pleisters begin aftrek. Moenie langer staan maak op daai pleisters om jou seer weg te steek nie. Moenie langer van daai pleister 'n masker maak nie. Want dit is nie die persoon wat God jou gemaak het nie. Ons gaan hierdie liedjie sing, Lord, you are more precious than silver. En jy wat daar aan die bank staan, praat met die Here en ontvang wat hy vir jou gee. En dan kan jy saam sing met my sê, I exalt thee. Lord, you are more precious than silver. Kom ons staan almal op en ons sing dit saam. Lord, you are more costly than gold. Verbind jouself met die Here. Lord, you are more beautiful than diamonds, and nothing I desire compares with you. Kom ons sing die Lord, you are more precious. Lord, you are die altyd pleisters, die altyd maskers. More precious than silver. Lord, you are more costly than gold.
gevat en elkeen nader getrek en pleisters afgetrek, Here. Ons lê dit vanmôre voor die altaar. Ons maak klaar met dit. Ons haal ons maskers af en ons sê, Here, ons maskers en ons pleisters is onder die kruis en ons verbind onsself aan U. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen en amen. Familie, ons gaan in oorwinning afsluit. Die band gaan nou oor ons kan kry. U is goed, Here Jesus. Amen. Amen. Daar's nie meer pleisters en maskers nie. Daar sê die gaan ons. Julle kan saam sing. U is goed, Here Jesus, baie goed. Kom ons loop op. Ik ben gekocht, gewas, met die bloed. Zing het liedje, hè? Het is nou kan, ja, koningse kan. U is goed, Here Jesus, baie goed. Jesus maakt het mondelijk naar de goedheid van God. Toelaat dat sy geest my reinig. Kind van die Allerhoogste, wedergebore, erfgenaam, kind van God. U is goed, Here Jesus, baie goed. Ik ben gekocht, gewas, met die bloed. Het is nou kan, ja, koningse kan. U is goed, Here Jesus, baie goed. Die woord is daar van ons nou sing. Leeuwe van oorwinning is om te kry. Bekrachtig toegerus, deur sy gees. Geanker in die Bybel, beloftes van God. Gewas, gereinigd deur sy bloed. U is goed, Here Jesus, baie goed. Ik ben gekocht, gewas, met die bloed. Het is nou kan, ja, koningse kan. U is goed, Here Jesus, baie goed. U is goed, Here Jesus, baie goed. Dankie, Here Jesus. Ik ben gekocht, gewas, met die bloed. Het is nou kan, ja, koningse kan. U is goed, Here Jesus, baie goed. Het is nou kan, ja, koningse kan. U is goed, Here Jesus, baie goed. Halleluja, prys sy wonderlike naam. Ek gaan die groet van die Here, ek gaan Jane vra om ons te kom afsluit met gebed asseblief. Ek groet jou, kom drink 'n koffie saam met ons. Volgende week nuwe lidmate. Blessings. Vader, ek is ewig dankbaar vir 'n voorreg, Here, wat ons weer eens vanmôre gehad het, om aan U huis teenwoordig te wees. Liefde sonder grense. Here, U word geken as die lelie van die dale, as die blindmorgenster, die roos van Saron. Here, die gleed. Here, daar is niemand soos U nie. Ek loof, ek prys U, Jesus. Dankie, Here, in al ons leed, in ons seer, in ons moeite en verdriet, is U altyd by ons. Here, hoe groot
groot is U, hoe almagtig is U, my God. En daar is niemand soos U nie, Jesus. Daar is niemand soos U nie, Here. Dankie dat U gekom het om vir ons te sterwe. Dankie, Here, daardeur kan ons in oorwinning lewe. En nou wil ek U bid, my God, dat U soete Gees, Here Jesus, die naprediker sal wees. In hierdie week, Here, dat U ons sal herinner aan die boodskap wat ons vanmôre gekry het. Al die lof, al die prys, al die eer, kom U toe, want daar is niemand, maar niemand soos Jesus. Here, en sy liefde is van vandag tot in ewigheid sal sy liefde daar wees. Dankie Jesus vir U grootheid en U goedheid. Ons eer U daarvoor in Jesus se naam. Amen.